Baie welkom by ons geloofswoord. Ons het voor die vakansie klaargemaak met Matteus 12 en ons gaan nou verder met Matteus 13 vandag. Die geloofswoord, die bedoeling daarvan is dat jy dit kan gebruik in jou eie Bybelstudie of daar waar jy dalk as Bybelstudiegroep bymekaar kom, om so dieper ook in die Here se woord in te delf en so dit beter te leer ken. Maar die belangrikste om die Here self ook daardeur beter te leer ken. En my gebed is dat jy dit ook vandag sal beleef, dat die Here self ook deur hierdie gedeelte met jou spreek. Voordat ons saam gaan kyk na Matteus 13, waarin Jesus 8 gelykenisse vertel en gebruik om uiteindelik die koms van die koninkryk en dan die ontvang ook van die koninkryk vir ons te verduidelik. Die derde van Jesus se groot toesprake ook hier, sy koninkrykstoespraak. Voordat ons daarna saam kyk, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir die groot voorreg om met die woord besig te kan wees, Here. Dankie vir die evangelie van Matteus. Dankie dat ons daarin U kan leer ken op 'n dieper vlak en mag dit ook so wees wanneer ons nou by hoofstuk 13 stil staan vandag. Dankie vir elkeen wat saam luister. Dankie dat ons so as medegelowiges bymekaar kan kom op 'n manier wat dalk vir van ons nog vreemd voel, maar vir ander van ons dalk al soos 'n gewoonte geraak het, Here. Dankie dat ons kan weet, dis U Gees wat ons saambind. Ek sien niemand anders nie. En dankie dat ons weet, U is ook met ons wanneer ons so met die woord besig is, Here. Dankie dat U in ons leef, dat U van ons die tempels maak, Here. En dankie dat ons kan weet, U is die God wat altyd ten volle met ons ook is. Wees ook nou met ons, Here, en alles wat ons in hierdie lewe deurmaak en deurgaan. Mag U woord uiteindelik vir ons die versekering en bevestiging wees, dat U ook met ons is deur dit alles. Ons bid dit en ons vra dit in die wonderlike, almagtige groot naam alleen. Amen. Matteus 13 vers 1 tot 9 begin met die gelykenis van die saad en hierdie gedeelte word verduidelik dan deur Jesus van vers 19 tot 23. En daarom gaan ek nie vers 19 tot 23 vir ons lees nie, maar ek gaan dit gebruik ook as die basis vir ons verduideliking, ons saam reflekteer, saam kyk na hierdie eerste gedeelte. Jy is welkom om as groep saam of daarby op jou eie is ons steeds verse 19 tot 23 ook te lees. Maar ek dink Jesus verduidelik dit so goed hier, dat ons nie anders kan as om dit as die basis te gebruik ook, om sin te maak vir ons van hierdie gelykenis wat hy hier vertel het. Dieselfde met die gelykenis van die onkruid. Ons gaan ook nie Jesus se verduideliking lees nie, maar ons gaan dit gebruik as basis, om ook daai gedeelte, daai gelykenis vir ons te laat sin maak. So kom ons sit so, en dan lees ons saam Matteus 13 van vers 1 tot 9. Daardie selfde dag het Jesus, nadat hy van die huis vertrek het, langs die see gaan sit. 'n Groot skare het om hom saamgedrom, sodat hy in die boot geklim het om daar te gaan sit. Die hele skare het op die strand bly staan. Hy het dikwels met hulle deur gelykenisse gepraat. Hy het gesê, kyk, 'n saaiër het uitgegaan om te saai. Tydens die saaiery het 'n deel van die saad langs die pad geval, en die voëls het gekom en dit opgepik. Ander saad weer het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het dadelik opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son opkom, is dit verskroei, omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. Ander saad weer tussen die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En nog ander het op goeie grond geval, en dit het opbrengs gelewer, party 100, ander 60 en ander 30voudig. Laat die wat ore het, luister. In hierdie gedeelte is daar 4 dinge wat gebeur. Die ene is die saad wat op die pad val. Die tweede is uiteindelik die saad wat in die klippe val. Die derde is die saad waar daar onkruid tussenin opkom. En die laaste is die saad wat in die goeie of die vrugbare grond dan ook opkom. En die mooi van hierdie gedeelte uiteindelik is dat ons hierin sien hoe God se woord ontvang word. Soms word sy woord ontvang en dit kom tot niks, dit word nie aangeneem nie, glad nie. Dis die saad wat net op die pad val. Soms word sy woord aangeneem. Dink byvoorbeeld aan iemand wat dalk op 'n kerkkamp is of op 'n geleentheid is en die Here aanneem in daai oomblik en hulle sê hulle gaan nuut leef en hulle gaan lewe verander en 'n week later dan is hulle maar net weer waar hulle was. Dan het hulle die hele weer verlaat, van hom weer vergeet van die beloftes wat hulle hom gemaak het. Dis hierdie tweede vergelyking of hierdie tweede gelykenis, hierdie tweede beeld wat ons sien in die gelykenis van die saad tussen die klippe gesaai word. Die plant wat opkom, maar die wortels wat nie sterk is van daardie plant nie.
En dan die derde gelykenis of die derde beeld in hierdie gelykenis, wat is in die onkruid, die onkruid wat tussen die plant ook opkom. En hierdie beeld wat van ons geskep word van die wêreld waarin ons leef, wat ons baie keer oorweldig, van ons fokus wat baie keer weggevat word van God se woord en dit wat hy van ons vra en verwag. Al hierdie dinge wat so oorweldigend soms voel, soos onkruid in ons lewens voel. En ons laat voel dat ons dalk die Here ook mis in ons lewens. Dat hy nie teenwoordig is nie. Omdat al hierdie ander goed so begin oorneem, omdat ons fokus op ander dinge raak, op ons voorkoms, op finansies, op wie ons ken, ons sosiale status. Die Here wil hê dat ons die woord moet aanneem en dat dit uiteindelik in vrugbare grond moet val. Vrugbare grond waarin ons 'n deel maak van wie ons is, waar dit nie net iets word wat ons hoor nie, maar iets word wat ons voorleef, die manier waarop ons leef. Die Here se woord, sy gees, wie hy is, moet in ons harte wees en dit moet spreek van ons hele lewe. Dis hierdie vrugbare grond waarin die saad val. En ons sy woord aanneem, dit vertrou, daarin glo en weet dat daar niks beter vir ons is as hy self nie. Dis wanneer hierdie saad wortel skiet, wanneer dit 'n groot plant word, wanneer dit 'n oes lewer omdat ek en jy kan uitgaan, sy woord verder kan verkondig en ander mense kan uitnooi om hom as hulle verlosser ook te ontvang. Hierdie eerste gedeelte, hierdie gelykenis, hierdie mooi gelykenis wat die Here ook hier gebruik, om vir ons uiteindelik dit te laat sin maak, hoekom sommige mense die woord vat en dit aanneem en dit leef, en ander mense net hulle glad nie steur aan. Dis die duiwelse werk. Hy probeer ons weghou van die Here af. Die Here wil ons nader trek, en hy wil hê dat ons vrugte sal dra, dat ons sal groei, dat ons 'n oes sal lewer, ter wille van hom. Ek lees vir ons verder in Matteus 13, vers 10 tot 17. Die disippels het toe nader gekom en vir hom gevra, hoekom praat u deur gelykenisse met hulle? Hy het hulle geantwoord, omdat dit aan julle gegee is om die geheimenisse van die koninkryk van die hemele te verstaan, maar vir daardie mense is dit nie gegee nie. Want wie het, aan hom sal gegee word en hy sal oorvloed hê, maar wie nie het nie, sal ook dit wat hy het weggeneem word. Daarom praat ek met hulle deur gelykenisse, omdat hulle siende blind en horend doof is, en dus nie verstaan nie. Wat hulle betref, word die profesie van Jesaja vervul. Met die ore sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en met die oë sal julle sien en glad nie insig kry nie. Want hierdie volk se hart is afgestomp. Hulle kan beswaarlik met hulle ore hoor. Hulle het hulle oë gesluit, sodat hulle nie met hulle oë sien, met hulle ore hoor, met hulle harte verstaan en terugdraai, en ek hulle genees nie. Maar gelukkig is julle oë, want hulle sien, en julle ore, want hulle hoor. Amen, ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en hulle het nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en hulle het nie gehoor nie. Maar wat julle betref, luister nou na die gelykenis van die saaiër. In hierdie gedeelte vra die disippels vir Jesus waarom hy gelykenisse gebruik om te praat, en Jesus sê uiteindelik vir hulle dat dit is sodat hulle dit wat hy vir hulle sê makliker kan verstaan, dat dit verstaanbaar kan wees vir hulle, sodat dit sin kan maak vir hulle. En hy sê ook uiteindelik dat hulle die groot voorreg het om dit te kan verstaan, om te kan hoor, om te kan inneem, om te kan sien, om te kan beleef. Nie almal het daardie voorreg gehad nie. Die skares het nie die voorreg nie, die disippels het daardie voorreg. Net elkeen wat bereid is om te luister, kan dit wat die Here ook sê, hoor, kan hierdie gelykenisse wat hy gebruik verstaan, kan dit deel maak van hulle lewe. En Jesus sê ook hier dat die disippels gelukkig moet wees, dat hulle dankbaar moet wees daarvoor. Hy gebruik hier 'n voorbeeld uit Jesaja 6 vers 9 tot 10 uiteindelik om dan te verwys na die volk wat nie wou luister nie, wat doof was, wat nie wou sien nie. Die volk wat self hulle harte teen die Here gedraai het, en hy wat uiteindelik van hulle al weggegaan het. Maar as ons oop is vir die Here, as ons oop is vir hom, onsself oopstel om deur hom verander te word, om hom raak te sien, dan sal hy in ons lewens sigbaar wees. Dan sal ons hom kan hoor. Dan sal die gelykenisse ook vir ons sin maak.
Ons dank die Here dat hy ook hierdie gelykenisse gegee het, sodat ons sy woord beter kan verstaan. En dat ons uiteindelik ook vir hom kan leef en ander mense daartoe kan lei. Ek gee so 'n oomblik om oor hierdie gedeelte saam te dink. Julle is welkom om ook nou verse 19 tot 23 te lees, maar ek gaan vir ons verder gaan, omdat ek dit gebruik het as basis om verse 1 tot 9 te verduidelik, gaan ons vir ons verder gaan met verse 24 tot 30 deur dit saam te lees. Hy het 'n verdere gelykenis aan hulle voorgehou. Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad op sy saailand gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom, draabok tussen die koring gesaai en weggegaan. Toe die spruitjies opskiet en in die aar kom, het die draabok ook begin wys. Die eienaar se slawe het vir hom kom sê: "Meneer, het u dan nie goeie saad op die saailand gesaai nie? Waar kom die draabok vandaan?" Hy het hulle geantwoord: "'n vyand het dit gedoen." Die slawe sê toe vir hom: "Wil u dat ons dit bymekaar gaan maak?" Maar hy sê: "Nee, anders kan julle dalk, terwyl julle die draabok bymekaar maak, die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die wat oes sê: Maak eers die draabok bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar maak die koring in my skuur bymekaar." Net soos met die gelykenis van die saad, verduidelik Jesus hierdie gedeelte ook in verse 36 tot 43, 'n bietjie later. En hy gebruik dit ook dan nou as basis om hierdie gedeelte te verduidelik. Nou hier sien ons dat 'n boer besig is om koring te saai, en dan is daar draabok of onkruid wat tussen die koring gesaai word deur die vyand. En eers wanneer dit dan nou heeltemal uitgegroei is, reg is om geoes te word, dan is dit sigbaar, die onkruid tussen die koring. En die Here gebruik hierdie beeld uiteindelik om vir ons te wys, die koring wat die gelowiges is, en die onkruid wat die mense is van die bose, dit eintlik die lewe vir die gelowiges, die kinders van God probeer moeilik maak. Hulle wat uiteindelik tussen ons gesaai is, tussen die wat glo gesaai is. Jesus wat die saaier is, en uiteindelik sal hulle geskei word van mekaar. Uiteindelik aan die einde van die tye sal die Here self die oordeel voer, en hy sal uiteindelik die onkruid skei, dit uithaal, sodat dit uiteindelik verbrand kan word, sodat al wat oorbly sy kinders is, die wat hom gekies het, gelowiges is, die wat saam met hom vir ewig kan leef. En wanneer die werkers dan nou hier vir die boer vra, maar wat het gebeur, het hy nie goeie saad gesaai nie, laat dit ons eintlik ook dink aan ons eie wêreld en ons eie lewe, waar baie mense sal vra, maar as daar dan hierdie goeie God is, waarom is daar soveel boosheid in die wêreld? En as ons gaan kyk daarna, kon die Here 3 realiteite uiteindelik geskep het. Hy kon 'n realiteit geskep het waarin daar geen sonde is nie, waarin dit net die goeie is en ons net hom kies. Hy kon die realiteit geskep het waarin daar wel sonde ook is, maar waar ons glad nie die sonde kan kies nie, waar ons soos robotte is wat net vir hom kan kies. Dan die derde realiteit, die realiteit wat ek en jy in leef, waarin ons vir beide die goeie en die sleg kan kies, beide vir God en teen God kan kies. En die rede hoekom hierdie derde realiteit ons realiteit is omdat dit die enigste een is waarin 'n ware liefde kan wees. God het ons uit liefde uitgeskep, en hy wil hê dat ons hom uit liefde ook sal kies. Ons God sal maak, die heerser van ons lewens sal maak. En daarom sien ons dat dit gebeur, dat daar boosheid in die wêreld is. Daarom sien ons dat daar mense is wat hom nooit aanvaar nie. Maak nie saak hoeveel keer hy homself aan hulle bewys nie. Maar daarom sien ons ook dat daar mense is wat hom kies en hom dien onvoorwaardelik. 'n Lewe lei wat spreek van sy woord, van sy gees wat in hulle leef. 'n Lewe van liefde lei. 'n Lewe waarin ons die Here kan ken. Die Here wil ons aanmoedig om te midde van die bose, te midde van die onkruid, die draabok wat tussen ons gesaai is, om te bly volhard, want hy sal uiteindelik die finale oordeel ook voer. Ek gee jou 'n oomblik om ook na te dink oor hierdie gedeelte en dit wat jy gehoor het, dan sal ek vir ons verder gaan.
Ek lees vir ons Matteus 13 van vers 31 tot 32. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou. Die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand geneem en in sy tuin geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar wanneer dit gegroei het, is dit die grootste van al die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls van die hemel in sy takke kan nes maak. In hierdie gelykenis sien ons hoe Jesus die voorbeeld van die mosterdsaadjie gebruik om te wys daarna dat die koninkryk van God ook al is dit net 'n klein deel af van 'n groot impak kan hê, 'n wêreldwye impak kan hê, en hoe dit nie net een of 'n paar mense insluit nie, maar almal insluit. Die koninkryk van God is soos hierdie mosterdsaadjie wat dalk klein lyk, klein begin, maar groei, groot word en ruimte maak vir elkeen wat dit aanvaar en dit kies. En die Here kom sê hier vir ons as gelowiges, kom sê hier vir die disippels uiteindelik, dat ons geduldig moet wees wanneer dit kom by die koninkryk van God. Ons moet nie hastig wees of dink dat dinge net vinnig gaan gebeur nie. Ons moet in die Here se tyd vertrou. En vertrou dat hy op die regte tyd die regte dinge ook sal doen en weet dat hy uiteindelik sal oorwin. Dat al lyk dit vir ons nou klein, is dit besig om te groei. Is die Here die een wat besig is om hierdie saadjie, die geloof te laat groei, sodat elkeen uiteindelik sal weet, sodat elkeen hom sal ken, die knie sal buig voor hom, sodat hy uiteindelik ook as die oorwinnaar oor alles en almal sal heers. So wys dit ook weg na die eindtye, wanneer Jesus die finale oordeel ook sal voer en ons wat in hom glo uiteindelik ook vir ewig met hom sal wees. Ons wat geduldig is, geduldig op sy tyd wag en nie ons eie tyd nie. Ek gee jou so 'n oomblik om ook hieroor na te dink voordat ek vir ons die volgende vers sal lees. Matteus 13 vers 33 sê: Hy het nog 'n gelykenis vir hulle vertel. Die koninkryk van die hemele is so suurdeeg wat 'n vrou geneem en in 3 saton koringmeel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur is. Hierdie vers sluit eintlik aan by die gelykenis oor die mosterdsaad. Jesus sê hier eintlik ook dat ons geduldig moet wees, maar dat die suurdeeg uiteindelik deur die hele deegwerk deel word daarvan. En hoe God se koninkryk uiteindelik ook oor die hele wêreld sal versprei en deel sal word van elkeen se lewe. En dat ons hom moet vertrou ook daarmee, dat ons deel moet doen deur sy evangelie te verkondig daar waar ons is, daar waar ons gaan. En dat ons ook moet vertrou dat al lyk dinge dalk nie vir ons op die oog af so nie, dat dit onvermydelik is dat sy koninkryk, sy woord ook verder sal versprei, dat dit deel sal word van die wêreld rondom ons. Ons moet net die Here voor oë hou en ons moet net die opdrag wat hy in ons harte kom plaas het, moet ons ook uitvoer. Lees vir ons die volgende gedeelte ook saam, Matteus 13 van vers 34 tot 35. Dit alles het Jesus deur gelykenisse aan die skare vertel, en sonder gelykenisse het hy hulle niks vertel nie, sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is: Ek sal deur gelykenisse spreek, ek sal uitpasyn wat van die grondlegging van die wêreld af verborge was. Jesus het nie gekom om die wet en die profete te vernietig nie, maar om aan dit die volle betekenis te gee. En hierin sien ons dit raak in hierdie gedeelte, hierdie 2 verse, waar daar 'n verwysing of 'n wegwysing is na Asaf se lied in Psalm 78 vers 2 ook. Jesus wat uiteindelik deur gelykenisse dit wat van die begin van die skepping af nie openbaar is nie, kom openbaar, verstaanbaar kom maak. Hy wat uiteindelik bevestig word as die woord wat mens kom word het tussen ons. Die een wat God se geheimenisse aan ons kom bekend maak. En Jesus doen dit dan deur gelykenisse, sodat die wat bereid is om te hoor, die wat bereid is om te sien, kan verstaan, kan inneem en dit kan deel maak van hulle lewe. Ons het nou reeds saam gekyk na verse 36 tot 43, toe ons saam gekyk het na die gelykenis van die onkruid. So nadat julle saam gesels het oor hierdie gedeelte, gaan ek vir ons daarna verder gaan van vers 44 om daarvan af saam te lees. Ek gee jou 'n oomblik om saam te dink ook oor hierdie gedeelte.
Die koninkryk van die hemele is soos 'n skat wat in die veld begrawe lê. 'n Man het dit ontdek en weer toegegooi. Met blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie grond. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n handelaar op soek na goeie parels. Toe hy een baie kosbare parel vind, het hy gegaan en alles wat hy gehad het verkoop en dit gekoop. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n treknet wat in die see uitgewerp is en van elke soort vis gevang het. Toe dit vol was, het hulle dit op die strand getrek, hulle het toe gaan sit en die goeies en houers bymekaar gemaak, en die slegtes uitgegooi. So sal dit wees by die volëinding van die tyd. Die engele sal uitgaan, en hulle sal die bose mense tussen die regverdiges uithaal, en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. In hierdie gedeelte vertel Jesus 3 gelykenisse. Die gelykenis van die skat, die gelykenis van die parel, en die gelykenis van die treknet. Die gelykenis van die skat en die gelykenis van die parel wys vir ons dat daar niks meer waardevol is as die koninkryk van God nie. Jesus gebruik hier hierdie gelykenis om vir ons te sê, maar niks is meer waardevol as dit nie. Niks wat ons kan besit, ooit kan besit, kan hê, kan meer waardevol as dit wees. En daarom moet ons alles doen in ons vermoë, alles gee wat ons het, om dit na te jaag, om dieper te groei, nader te groei aan hom, en hom te soek in alles wat ons doen. Ek sien niemand anders nie. Want hy is die mees waardevolste van alles wat bestaan. En hy leef in ons. En dan hierdie derde gelykenis wat die Here vertel hier, gelykenis van die treknet, wat vir ons net ook kom herinner daaraan dat daar 'n einde gaan wees. En aan die einde van die dag gaan die regverdiges en die boses van mekaar geskei word. Die gelowiges van die ongelowiges van mekaar geskei word. En hoe ons erns moet maak, nie net die betekenis moet verstaan wanneer ons sê of praat van die koninkryk van God nie. Maar ons moet dit ook leef, ons moet dit deel maak van ons lewens. Ons moet in gehoorsaamheid daarin ook leef, elke liewe dag. Ek gee 'n oomblik om hieroor na te dink, voordat ek vir ons verder gaan. Ek lees vir ons Matteus 13 van vers 51 tot 52. Verstaan julle al hierdie dinge? Ja, het hulle geantwoord. En hy het vir hulle gesê, daarom is elke skrifkenner wat 'n leerling in die koninkryk van die hemele geword het, soos 'n huiseienaar wat nuwe en ou dinge uit sy skatkamer haal. Toe Jesus hierdie gelykenis voltooi het, het hy daarvandaan weggegaan. In hierdie gelykenis van die huiseienaar kom wys Jesus uiteindelik vir ons dat die Oud en die Nuut uit die skrif uit belangrik is, dat die Ou en die Nuwe Testament belangrik is om uiteindelik die koninkryk van God beter te verstaan. Dat die Nuwe Testament uiteindelik ons dit kan gebruik om die Ou Testament beter te verstaan en dat ons die Ou Testament uiteindelik kan gebruik om die Nuwe Testament beter te verstaan. En so vul die twee mekaar aan sodat ons God se wil beter kan ken, sodat ons sy koninkryk net soveel beter kan uitleef. Die Here gee dit en openbaar homself op hierdie manier aan ons, sodat ons uiteindelik ook sy openbaring in ons lewe 'n waarheid kan maak. Ek gee 'n oomblik om daarna te dink voordat ons aangaan om die laaste gedeelte vir vandag ook saam te lees. Matteus 13 vers 53 tot 58. Toe Jesus in sy tuisdorp aankom, het hy hulle in hulle sinagoge geleer, sodat hulle verstom was en gesê het, waar kom hy aan hierdie wysheid en kragtige dade? Is hy dan nie die seun van die skrynwerker nie? Staan sy moeder nie bekend as Maria en sy broers as Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En woon sy susters dan nie almal hier onder ons nie? Waar kom hy dan aan al hierdie dinge? En hulle het aan hom aanstoot geneem. Jesus het egter vir hulle gesê, 'n profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy tuisdorp en in sy huis. Vanweë hulle ongeloof het hy nie baie kragtige dade daar gedoen nie. In hierdie gedeelte sien ons dat die mense verstom is van Nasaret, dat Jesus wat dan die seun is van 'n skrynwerker, die seun is van die moeder Maria en van broers en susters wat eintlik maar tussen hulle leef, dat hy soveel insig en wysheid kan hê, hulle kan dit nie glo en dink nie. En uiteindelik sê die Here dat 'n profeet geëer word, maar nie in sy eie land nie. En wanneer hy dit sê, dan sê hy eintlik dat baie keer
veroordeel ons iemand op grond van hulle verlede of die manier hoe hulle lyk en dink dat hulle nie iets waardigs kan bring of iets waardigs kan sê nie. Ons oordeel iemand op grond van dit wat ons van hulle weet en nie noodwendig op grond van dit wat hulle sê nie. Jesus waarsku hier vir ons dat in daardie plekke waar iemand jou ken, dat baie keer kan gebeur, dat mense jou verwerp op grond van dit wat was, op grond van die manier hoe jy lyk, op grond van die manier hoe jy dinge gedoen het. En ons moet volhard in die opdrag wat die Here ook op ons harte kom lê het, en ons het ook die verantwoordelikheid as sulke mense na ons toe kom, om onsself oop te stel daarvoor, om nie daai persoon te veroordeel vir wat hulle gedoen het, of die manier hoe hulle lyk nie, wie waar hulle bekend is nie, om uiteindelik te luister na wat hulle te sê het, en so hopelik tot dieper insigte te kan kom. Die Here gebruik elkeen van ons. Maak nie saak wie ons is nie, maak nie saak van ons verlede nie, maak nie saak hoe ons lyk nie. Die Here gebruik ons uiteindelik om sy koninkryk in hierdie wêreld 'n werklikheid te maak. Ek gee 'n oomblik om daaroor na te dink en dan gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed. Here, dankie dat ons net weer vandag tot nuwe insigte kon kom met die woord, Here. My gebed is dat hierdie hoofstuk ook 'n impak sal hê in mense se lewens, Here. Nie omdat ons so wonderlik of goed is nie, maar omdat U deur die Gees so goed is vir ons, Here. Dankie dat U mens kom word tussen ons en dat ons, wanneer ons hierdie gedeeltes lees, net die diepte en die grootheid daarvan ook net iets daarvan kan verstaan. Mag U met ons wees in hierdie dag verder, in die week wat voorlê verder. Mag U met ons wees daar waar ons by ons huise is, by ons werke is, by ons kerk is, tussen ander mense is. Help dat ons te alle tye die evangelie sal verkondig, deur U te kies, deur U die Here van ons lewe te maak. Dankie dat U so saam met ons is as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.